staan teen die bos, ek huil teen die bos, ek lag teen die bos, ek skuil teen die bos. Dood menslik, toch wonderbaar gemaak, vol maskers, toch onblikkelijk naak, as ek staan voor u, als van my hoort by u. So sondig, doch heilig, u genade, skyn deur die skade wat ek maak, ook dit is voor u, als van my behoort aan u. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my lyf nee, sing ek ja, halleluja. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my hart nee, sing ek ja, halleluja. Nogtans, halleluja, my siel sing halleluja, al sê my kop nee, sing ek ja, halleluja. Dood menslik, toch wonderbaar gemaak, vol maskers, toch onblikkelijk naak, as ek staan voor u, als van my hoort by u. So sondig, doch heilig, u genade, skyn deur die skade wat ek maak, ook dit is voor u, als van my behoort aan u. As my knie bewe, sal ek kniel. As ek dink ek kan self bestuur, ag vat asseblief die wiel. My hele lewe, hart, kop, gees en siel, alles voor u. 1 Samuel 1 vers 10 tot 15. En bitter bedroef het Hanna tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die elende van die diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar: Hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my Heer, ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Ek dink is nogal ironies dat dieselfde mense wat Sondag genade onbeskryflik groot in die kerk sing en net deur die blote loop oor die drempel van die kerkgebou in wese eintlik bely dat ons afhanklik is van God en genade, letterlik nie alleen kan nie. Ook die mense is wat van maandag tot vrydag by die werk en by die huis vir die mense onder ons leer om hulle man te staan en Saterdag langs die sportveld vir ons kinders skree: sluk jou trane, ruk jou reg. As jy oor iets wil huil, sal ek jou iets gee om oor te huil. Moet nie die knie buig nie, staan op. Ons Konradies of Van die Jeffers, laat die vir ons onderkry nie.
Ek het gister gehoor van mense wat hulle kinders geld beloof om op te hou huil by die huis. Ek weet hoeveel kinders hoor elke dag, gedra jouself. En ek wonder hoeveel hoor, jy word gedra. Hoe anders sou dit in 'n kind, of eintlik enige mens, se siel klink, as iemand in plaas van, het jy jou vandag gedra, sou vra, wie het jou vandag gedra? En dit is die volgende mite oor genesing wat ek eintlik vandag wil nie ontmasker nie, want ek dink die hele woord is 'n ontmaskering daarvan. So ek gaan nou nie iets niets sê nie, net weer onder ons aandag bring, omdat alles in ons samelewing eintlik daarteen gerad is. Ons aanbid self-made mense, want ons glo heimlik, God help net die wat hulle self help. En in ons samelewing eindig seentjies en dogtertjies, maar kom ons fokus vir nou op die seentjies, want dit is ook Vadersdag vandag. Seentjies wat 'n sosiopaat vir 'n ouer gehad het, eindig heel dikwels op in een van twee plekke. Hoog op dwelms of hoog op mag. Op straat of op die troon. Doodgedrink of die president van die magtigste moondheid op aarde. Selfe gesin. True story. Iemand het gesê, the main preoccupation of society is to keep society sick. You became president of the lunatic asylum and you're proud of it. Ek dink ons sal in 'n veel gesonder samelewing met meer heelheid, 'n heeler ekosisteem leef, as ons by die AA kan leer. Stap 1, ek erken dat ek magteloos is. Maar daarbuite hang ons eintlik meer 'n DD, en ek bedoel letterlik die borsmaat houding aan. Stoot jou bors uit en huil soos 'n wenner aan die binnekant. 'n Ma vertel my nou die dag hoe haar 15-jarige seun op die oomblik deur 'n moeilike tyd gaan en sukkel met angs en eintlik heel geskit is deur die lewe en tans so bewus is van die werklikheid van die dood om hom. En terwyl sy my vertel, het ek aan die een kant so diep empatie met haar wonderlike seun en die gevolge daarvan op die oomblik vir hulle gesin, eksamens wat gemis word, mediese onkostes en 'n heersende onrustigheid in die huis. Maar ek kon ook nie help om 'n diep vrede oor hom te ervaar nie. Die vrae wat hy tans vra en eintlik die 'n tipe van donker nag van die siel waardeur hy gaan, moet eintlik ons almal sin wees. Dis eintlik die enigste verstandige, syn reaksie op 'n insane, waansinnige wêreld. Sy oorlewingsdans is eintlik net al vroeër as meeste ander mense sin besig om te verander in 'n heilige dans. Is 'n ander manier om te verwys na die eerste en die tweede helfte van 'n mens se lewe. In die eerste helfte word al jou energie gewoonlik ingespan om jou houer te bou. Dit wat mense sien. Die fokus is op prestasie en op lere klim. Die ego word gebou, op besittings en ervarings versamel. Tydens die tweede helfte, wat nie fisies in jare meestal die tweede helfte is nie, verskuif die fokus van jou houer
na die inhoud. Alhoewel dit lyk of baie mense tot die dag van hulle dood in die eerste helfte van hulle lewe vassit. En sommige alreeds as kinders of tieners anders begin dans, hierdie heilige dans, saam met die lewe begin dans. Jy moet teleurgestel word. Jy moet die gebrokenheid van die sisteme en jou verhoudings en jouself sien. Juist dit, die hartseer, die ontnugtering, die magteloosheid, die leegheid, die intellektuele konflik, soms geestelike verveling, en selfs om jou geloof soos jy dit geken het te verloor, kan jou teruglei na jou heelheid. As jy nie game oor het nie, kan God die speelveld betree. As jy nie meer weet hoe om jouself te dra of gedra nie, kan jy gedra word. En niks sê dit so duidelik soos die bergpredikasie nie. In die message vertaling, you are blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there's more of God and His rule. You're blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. You're blessed when you are content with just who you are. No more, no less. That's the moment you find yourselves proud owners of everything that can't be bought. Dis tweede helfte van die lewe dinge. Dit wat die boetoon van gebrokenheid het dikwels die ondertoon van heelheid. 'n Vrou in die Bybel wat die toonbeeld van gebrokenheid was. Op 'n afstand sou sy seker vandag as unhinged afgemaak wees. Sonder skarniere was Hanna. En Hanna beteken genade of guns. Maar hoe anders vertoon haar lewe nie, hoe anders lyk die houer van haar lewe nie. Ten spyte van haar man se liefde voel sy leeg en hunker sy na 'n kind. Die Bybel sê 'n manlike kind. En vir ons mag dit dalk vreemd wees. Sy's nie net kinderloos nie, sy's nog kieskeurig ook. Maar Hanna ervaar haar onvermoë om swanger te raak nog erger, omdat Penina, haar man se ander vrou, die woord sê, haar mededingster, haar spot en verneder. Elkana, haar man, merk die wrok wat Hanna koester, want met die woorde, waarom ween jy? Hoekom huil jy? Vra hy in Hebreëus eintlik, waarom is daar kwaad in jou hart? En dan gaan Hanna na die tent van aanbidding en stort haar hart voor die Here uit. Sy het geween, die woord sê, bitterlik geween. Nie net oor haar kinderloosheid nie, maar oor die bitterheid. Eintlik die onvrugbaarheid wat sy in haar siel ervaar het. Haar diepste ellende spruit eintlik daaruit voort. Daar waar sy eens die vreugde van die Here ervaar het, vind sy nou wrevel en angs en wetywering. Saam met die sosiale skande en haar gebroke gees. Een vertaling sê, Hanna was geskit in haar binneste, shaken to the core. Sy kon haarself nie regryk nie. Al wat sy reg gedoen het, was dat sy geweet het waarna toe om te draai met al haar stukkies. En hoe goed ken God nie die hart van sy kind nie. God sê nie, hy girl, maak hy bolyf styf, sit die hand op die heup en smile nie. Hy word die
betekenis van haar naam vir haar en gee dit vir haar terug. Nie deur daar en dan 'n wonderwerk te doen nie, maar deur sy gees wat haar eerste woorde in haar mond lê, Here Almagtige, of anders gestel, Here van die leerskare. In teenstelling met almal om haar, Penina se spot, Elkana wat probeer troos met sy woorde, Eli wat haar uit mekaar val teen God se bors interpreteer as dronkenskap. In teenstelling met al hierdie reaksies, is God net. Ek wil amper sê, dit is klassiek God, dis God se naam, voor ons om God genoem het. Ek is in sy arms, teen sy bors. Want hy die ellende van die ellendige nie verag of verfoei nie. Sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Lees ons in Psalm 22. Of dink aan Dawid se woorde in Psalm 51, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u nie verag nie. In Hebreëse denke is gebrokenheid nie die teenoorgestelde van geloof nie. Gebrokenheid is dikwels die plek waar geloof die diepste word. En God nooi Hanna sonder woorde hier in haar gees uit om haarself op hom te verlaat. Hy beveel haar nie om op te hou kla en bietjie selfbeheersing toe te pas nie. Bestuur jouself. God vertel haar nie hoe belaglik dit is om te vra vir 'n manlike kind en dat vroue duisende jare later eerder sou saamspan en mekaar ondersteun rondom infertiliteit en dat sommige selfs uit vrye wil sou kies om nie kinders te hê nie. God ontmoet haar presies waar sy is, nie in haar geskiedenis nie in haar verlede nie duisende jare in die toekoms nie. Konteks is alles. Nee, maar konteks is niks sonder 'n verhouding en intimiteit en teenwoordigheid vir wat is nie. Ons, duisende jare later, spring so maklik na die teleskoop. Dink maar aan wanneer ons met ons geliefdes is, die groter prentjie. Voor ons die mikroskoop, die mens voor ons en die oomblik waarin hulle tans verkeer, die dieper angs in die siel erken en raak sien. Ek dink maar as kinders deur 'n liefdesteleurstelling gaan, wat vir hulle voel soos die einde van hulle lewe, is volwassenes so geneig om dit te verskraal, om dit klein te maak, om te sê, ag man, dis net kalverliefde of muisneste. Daar's nog baie visse in die see. Dit is interessant dat dit alles diere metafore is. Jy kan beter doen as dit. Man up. Ruk jou reg. En dit neem jou oombliklik uit teenwoordigheid vir die kind voor jou. En ons weet, kalverliefde en eerste liefdes het al vele tieners hulle eie lewens laat neem, omdat die klip in hulle gemoed te swaar was, hulle siel te bitter was vir hulle om alleen te dra. Die teks in 1 Samuel 1 erken die realiteit van Hanna se lyding. Die Hebreëse teks wys dat God nie die bitter siel wegstuur totdat sy sterker word nie. Hy ontvang haar juis in haar bitterheid. 'n belangrike Hebreëse beginsel is dat waarheid voor herstel kom. Ware genesing begin wanneer die waarheid van die wond erken word. Die regryk mentaliteit vra dikwels dat mense sterker moet lyk as wat hulle werklik is.
om ten koste altyd aan te hou om voor te gee, om ten alle koste aan te hou om voor te gee, eerder as om oor te gee. En Hannah doen die teenoorgestelde. Toe Elia beskuldig van dronkenskap in die tempel van die Here, antwoord sy, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. En dan volg die mooiste van die hele skrifgedeelte vir my, dan 'n paar verse later. Die vrou het daar weggegaan en haar aangesig was anders. Hannah se aangesig, dis 'n Bybelse woord wat dieper en meer as net gesig, haar looks, haar voorkoms beteken. Dis eintlik die teenwoordigheid agter, in en om haar voorkoms. Haar aangesig verander, selfs nog voordat sy swanger geraak het. Haar genesing begin voor die wonderwerk plaasvind. Die Hebreëse narratief impliseer dat iets reeds in haar binneste gebeur het. Ware genesing is nie, ek voel beter omdat my probleem weg is nie, maar ek het my pyn aan God oorgegee en dra dit nie meer alleen nie. Miskien is dit ook selfs 'n beter alternatief vir Botox. Ek hoor mense sê altyd hulle kry Botox om minder moeg en eintlik meer reggerik te lyk. Giet jou siel uit voor die aangesig van die Here. Die wonder van hierdie storie is nie eerstens dat Hannah 'n seun ontvang het nie, dit is dat sy ontdek het dat sy haar hele gebroke siel voor God kan uitstort en steeds deur hom ontvang word. Haar keerpunt is nie in selfbeheer nie, maar in oorgawe. En dit is die kern van ware genesing. Nie om jou pyn te ontken nie, maar om dit in die teenwoordigheid van God en dikwels die gemeenskap te bring. Hannah is nie genees die oomblik toe sy haarself reggeryk het nie. Sy is genees toe sy ophou voorgee het dat sy reg is. Sy is getref deur genade. Ek het al dikwels hierdie gelees en ek dink al hier ook op 'n Sondagoggend, maar elke keer tref dit my weer van vooraf as Paul Tillich se woorde. Do you know what it means to be struck by grace? It does not mean that we suddenly believe that God exists or that Jesus Christ is the Savior or that the Bible contains the truth. To believe that something is almost contrary to the meaning of grace. Grace also does not mean that we are making progress in our moral self-control. It may be the fruit of grace, but it's not grace itself. Grace strikes us when we are in great pain and restlessness. It strikes us when we walk through the dark valley of a meaningless and empty life. It strikes us when we feel that our separation is deeper than usual because we have violated another life, a life which we loved or from which we were estranged. It strikes us when our disgust for our own being, our indifference, our weakness, our hostility and our lack of direction and composure have become intolerable to us. It strikes us when year after year, the longed for perfection of life does not appear, when the old compulsions reign within us as they have for decades, when despair destroys all joy and courage. Sometimes, at that moment, a wave of light breaks into our darkness, and it is as though a voice was saying, "You are accepted. You are accepted. Accepted by that which is greater than you."
Do not try to do anything now. Perhaps later you will do much. Do not seek for anything. Do not perform anything. Do not intend anything. Simply accept the fact that you are accepted. If that happens to us, we experience grace. Siel uitgegiet. Gesig in die stof. Dronk en buite beheer in die oë van die wat weet hoe om hulle self te gedra. Genade wat die wêreldse wiskunde en die lewe se logika op sy kop draai. Eers dan sal ons weet, Amazing Grace is nie 'n liriek nie. Dis 'n lifeline. Kom ons bid saam. Here van die leerskare, Almagtige, dankie vir hierdie storie, wat meer is as 'n storie, wat getuig van 'n lewe gered deur genade. Here, mag ons U stem in die Gees diep in ons hoor uiter. Jy is geliefd. Jy is geliefd. Mag ons die vrymoedigheid nie oorgawe hê om met alles in ons, dit wat ons so swaar aandra, ons bitterheid, ons wetyvering, ons moed opgee baie keer met onsself, en ook ons ego en ons trots en met alles, dat ons siel voor U kan uitgiet. En dat die stemme wat vir ons sê om onsself reg te ruk, voor ons die moeite werd is, nie U sin is nie. En Here, gee vir ons ook hierdie genade met mekaar, met ons kinders, met ons geliefdes, met almal rondom ons, met onsself, Amen. Baie dankie vir ons saamwees en die feit dat baie van julle dit steeds aanhou moontlik maak ook om die kostes hiervan te dra, die aan mekaar sit, sodat ons kan op so 'n manier ook saam wees op 'n Sondagoggend. Jy kan bydra deur die SnapScan kode te gebruik of en via se bankbesonderhede op die web kry. 'n Mooi week vir jou. Mag die vraag vir jou ook wees, nie, as jy terugkyk op die week, of jou intensie stel vir die volgende week, nie hoe jy jouself gedra nie, maar wie jou dra.